Dankie Abba Vader, wat 'n wonderlike voorreg om u kinders genoem te kan word, om deel te wees van u koninkryk van lig. En Vader, soos wat vanoggend sommer net 'n kuiersessie is, waar ons net u naam gaan besing en u al die eer kan gee vir elke getuienis wat uit elkeen van ons gaste se monde gaan kom. Abba, kom eer ons hier vir hierdie wonderlike voorreg om u te kan ken en u al die eer te kan gee. Dankie dat u teenwoordig is, dankie dat u elkeen van ons dra en dankie dat elke woord wat gedeel word, maak nie saak hoe insignificant ons soms dink ons getuienis kan wees nie. Tog is die woord so duidelik dat wanneer ons die vyand wil oorwin, is dit deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. En dankie Abba dat ons lewens nie self lief gehad het nie meer as u woord nie. Dankie dat u teenwoordig is en dat u elkeen van ons bemagtig om het in 'n tyd soos hierdie u naam te kan groot maak en u naam te kan eer en die vyand te kan oorwin. Dankie dat u elkeen van ons liefhet en dat ons in u koninkryk behoort. Ons eer u vir vanoggend, ons eer u vir die klank, ons eer u vir elke persoon, mag dit ontvanklik ontvang word op grond wat voorberei is. En dit 'n getuienis wees en 'n bemoedigende woord wees vir wie dit nodig het om te hoor. Ons eer en ons loof en ons prys u. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Goeiemôre julle, baie welkom. So hierdie is die eerste vir my. Kom ons glo vandag gaan wonderlik glad verloop. So ek het die voorreg gekry om vanoggend 'n bietjie te gesels met 5 manne en elkeen het 'n getuienis en mag dit die dames so 'n bietjie aanspoor om ook boldness te hê en volgende keer 5 vrouens te wees. So werk so lank aan daai ene. So ek wil graag sommer, ek dink ons gaan wegspring met Albert, as jy nie sal omgee om my te kom join hierdie en lekker gesels. En absoluut net, ja, soos ek gesê het, al is dit soms vir ons 'n moontlike insignificant getuienis, is dit gewoonlik presies dit wat nodig is en mag dit iemand anders se lewe verryk. So Albert, baie welkom. Dankie. Ja, mag ons hoor wat het Abba in jou lewe gedoen en waaroor jy wil getuig vandag. OK, ek sal vir julle begin by die begin. So ek is op die ouderdom van 'n jaar oud, het ek by my ouma en oupa gebly vir 'n jaar. My ma was 16 toe sy my gekry het. 14 toe sy my boetie gekry het as gevolg van omstandighede buite haar beheer. En toe het ons by my ouma en oupa gebly en op die ouderdom van 2 jaar, toe is ons Tutela toe. So toe het my pa het my gesoek, maar nie my boetie nie, omdat dit nie sy regte kind was nie. So hy het ons erg mishandel en dis hoekom ons weggevat is by hulle en na my ouma hulle toe is. En omdat my pa my wou gehad het, maar nie my boetie nie, het my ma beklei dat ons moet saam bly en saam groot word. So op die ouderdom van 2, toe is ons Tutela toe, waar ons was vir 2 jaar. Dis 'n tydelike plekkie waar jy gaan net voor hulle jou in 'n kinderhuis plaas. So op die ouderdom van 4 is ek en my boetie saam kinderhuis toe. Ons is in Jacaranda kinderhuis wat in Eastland is. Dis waar ek groot geword het. En voor ons soontoe is, die tyd toe ons by my pa gebly het, kan ek onthou, ek is baie jonk, maar ek onthou dit. So ons het, een dag het my pa vir ons gesê, ja, ons moet gaan slaap. Ek het 'n kot gehad en my boetie 'n dubbelbed, so ons dog toe, kom ons gaan lê saam op die dubbelbed, want hy's groot genoeg. En my pa het ingekom met 'n army belt en hy het ons geslaan daar waar hy plek kry, tot ek in my kot gaan klim het. En hy het baie kere sommer net vir 'n week aan een het hy in sy kar geklim en gery en ons alleen by die huis gelos. So ons het een aand kry my ma ons by 'n jolplek buite in die parkeerarea waar ek en my boetie speel. En sy vra vir ons, ja, waar is jou pa? En ek sê vir hom, maar wie's jy? Sy sê ek is jou ma. Ek sê nee, my pa het gesê my ma's dood.
Sy sê nee, ek is jou ma. En dis waar dit begin het wat my ma toe beklei dat ons in 'n kinderhuis beland. En die kinderhuislewe is moeilik, maar dit is ook wat jy dit maak. So vir my was dit 'n lekker tyd gewees. Ek het ondervindings gekry en geleenthede wat my ma nooit vir ons sou kon gee nie. Ons is op baie wildskampe gewees wat ons in die wildtuin was. Ons was Sabi toe, pelgrimsrus, watervalle gesien, al daai goed wat my ma nooit sou kon doen nie. En ek kan onthou op die ouderdomme, my boetie was standaard 8, ek was standaard 6 gewees. Toe het my ma vir my boetie gesê dat ons is nie regte boeties nie, my pa is nie sy pa nie. En hy het dit so erg gevat dat dis waar hy toe begin dwelms gebruik het en heeltemal van die pad afgaan. So in standaard 8 toe het die kinderhuis hom weggejaag en gesê hulle soek hom nie meer daar nie. So toe het hy by my ma gaan bly. En ek is op die ouderdom van 15 het my maatskaplike werker toe besluit dat my ma sal vir my kan sorg so ek kan by haar gaan bly. So ek is op 15 uit die kinderhuis uit. En toe ek weggaan by die kinderhuis het ek about 3 tasse met 4 swart sakke vol klere gehad. En na 'n jaar by my ma met my boetie in die huis het ek 2 hemde en 3 broeke oor gehad. Dis wat ek elke dag moes dra. Ek het van standaard 6 tot matriek dieselfde skoolhemp en skoolbroek gedra want my ma kon nie vir ons koop nie. Sy het 'n pensionaris gekry daai tyd van R700 'n maand en die oomblik wat sy dit gekry het was my boetie daar en dan het hy haar gevra vir geld en as sy sê nee dan het hy op haar gegil en skree voor al die mense by die pensionariskantore tot sy vir hom die geld gee. So ons het geleef partykeer wat ons vir week aan een gaan, waar daar nie kos in die huis is nie, jy drink net water want dis al wat daar is. En ons het ook baie met al ons bure, almal het al geweet, as ons oor die straat geloop kom, dan kom ons geld vra. So dit was een van my moeilikste goed, want ek kan nie ander mense in die oë kyk en vra vir iets nie. So ek het vakansies, het ek gaan werk om geld te kry, sodat ek kon kos in die huis koop en goed wat ons nodig het. My boetie, omdat hy op dwelms was en dit was volop in ons huis, hy het gegaan van dagga na ecstasies, van ecstasies na heroin en toe hy op heroin is, het dit net downhill gegaan van daar. En hy het alles in ons huis weggedra, so hy het my ma se wasmasjiene opgekap en gaan verkoop vir scrap metal om geld te kry vir dwelm. So ons het klere gewas in die bad. My ma het alles klere in die bad gegooi, want ek en my vriende dit lekker bit getrap en uitgespoel en gaan ophang. En my vriende en ek, ons het gaan fietsry. Dit was ons escape gewees, waar ons net wegkom uit die huis uit. So ons sou na skool by die huis kom, skoolklere uittrek, dan klim ons op ons fiets en ons ry tot vanaand 12 uur, dan kom ons eers weer terug huis toe. En my beste vriend het toe verslaaf geraak aan gomsnyf. Hy het eers begin op benzien saam met sy neefie en toe gaan hy oor na gomsnyf toe. En dit het sy hele lewe oorgeneem. Ons kon hom net nooit weer daarvan afkry nie. Hy is so 'n paar jaar terug in die tronk oorlede. Iemand het hom gesteek met 'n mes in die tronk. My boetie het so 8 jaar terug het hy selfmoord gepleeg in Jeffreys in die tronk, nadat hy vir die hoeveelste keer toegesluit was. Ek kan onthou, toe ek in die huis was, dan in die oggend maak ek reg vir skool, en dan sê my ma vir my, luister, jy kan nie nou skool toe gaan nie, ek moet jou boetie uit die tronk uit gaan byl, so jy moet na jou sussie kyk. My sussie is 11 jaar jonger as ek, so dan ek maar haar opgepas en gekyk na haar, terwyl my ma my boetie uit die tronk uit gaan haal. En vanmiddag sê by die huis kom, dan sit nou maar net terug. So dwelms was volop in ons huis gewees, en dit was menigte male vir my aangebied, en ek het net gesê nee, ek wil dit nie hê nie, ek gaan dit nie doen nie. Ek het 2 keer in my lewe dagga gerook, 1 keer saam my stiefpa. Hy was my sussie se pa gewees, maar
dis die enigste persoon wat ek ooit 'n pa genoem het, want my eie pa was nie daar nie. Toe ons kinderhuis toe is, in die 15, 16 jaar wat ek in 'n kinderhuis was, het ek my pa 2 keer gesien, en al 2 keer het hy beloftes gemaak wat hy tot vandag toe nie nagekom het nie. En ek het hom al 'n paar keer gesien, vandat ek uit die kinders is, hy het my kinders laaste gesien toe hulle 'n jaar, 2 jaar oud was, dis die laaste wat ek hom gesien het. En so, my stiefpa het baie gedrink, en hy het dagga gerook, en ek kan onthou, hy het eendag vir my gesê, ek moet saam met hom kom rook, en na die tyd toe vra hy vir my, ja, so hoe was dit? Toe sê ek vir hom, nee, dit is glad nie goed nie, ek voel sleg. Toe sê vir my, is reg, as ek jou ooit vang het gebruik, is daar moeilikheid. Sê ek, nee, is reg, ek sal dit nie, dit is nou net die mooi woorde, dit is nie sy woorde nie. Maar dit is 'n verskriklike uitdagende kinderlewe, en hier staan jy vandag, 'n pappa van 2 pragtige kinders, en voel jy dat die trauma en die goed wat julle ongelukkig moes deurgaan 'n deel gevorm het in jou karakter en dit wat Abba in jou lewe wil doen om 'n getuienis te wees vir jou eie kinders en miskien ander kinders wat dieselfde pad stap? Ek dink definitief, want soos ek altyd vir mense sê, ek en my boetie was saam gewees, ons was saam weggevat, ek was 4 jaar oud, hy was 6 jaar oud, ons kinderhuis toe is, en ons het in dieselfde huis groot geword, met dieselfde mense wat na ons gekyk het, en ons het 2 totale verskillende paaie gekies. Dis waar. En hy het gekies om op dwelms te gaan, en hy's op voor hy die kinderhuis het hulle hom uit ons huis uit gevat, want hy by my huis staan nie met 'n mes doodsteek. So, en ek het net besluit dat my omstandighede gaan nie define wie ek is nie. Absoluut. Want jy het altyd 'n keuse, jy kan die regte pad kies, maak nie saak wat nie. En ag, prys Abba. ek kan onthou ook my maat besluit sy gaan Jeffreys toe trek, soos hy het die huis en alles opgegee, en ek het by my oom hulle gaan bly, en ek en my oom het vasgesit oor iets, en hy het my 9 die aand weggejaag, so ek het my klere net alles in my dubai gegooi, en toe het ek vir so 'n paar maande by my boetie gaan bly. Nou my boetie op daai huidige stadium was nog op dwelms, maar hy was ook 'n satanis gewees, en sy meisie wat hy gehad het was 'n witch gewees. Ek het gesien hoe sy sit en Satan aanbid, hoe kersse brand, aan buig het na haar toe, die vlamme. En in die tyd wat ek by hulle gebly het, was omtrent 5, 6 maande, het hulle nie 'n haar op my kop aangeraak nie, want Abba het my beskerm, hy het geweet, daar's 'n doel vir my. My niggie en my neefie was satanist, en hulle het menigte male getraai my tannie doodmaak, sy moes menigte male veg vir haar lewe. En my boetie het nooit my aangeraak nie. Ek het een oggend wakker geword, hier so 3 die oggend, ons het in Danwil kamers gebly, toe is die plek oortrek met polisie, toe is hulle besig om 'n drakry te doen, want dit was 'n groot plek waar hulle draks verkoop het, en ek het wakker geword, toe staan omtrent 20 polisiemanne in ons kamers, besig om alles te deursoek, en toe sê my boetie vir hulle, ja, los hom uit skool môre, hy slaap, en hulle het my nie aangeraak of my wakker gemaak nie. So Abba het definitief my beskerm, en daar was ook heavy drank in ons huis gewees. Kyk, my oom was op 'n tyd 'n groot alkoholist, en as hy gedrink het sy kop uitgehak, en dan moes almal net gee pad. En ek het die keuse gemaak vir my hele lewe om nooit te drink nie. Ek het gesê ek sal nooit drink. So op skool, as my vriende gedrink het, was ek die een wat hulle huis toe gevat het en alles, en ek het op die ouderdom van 21, het ons 4 vriende saam in huis gebly, toe het ek vir die eerste keer begin drink, maar gelukkig was dit ook net 'n kort tydperk, want op 25 toe ek en my vrou trou, toe hou ek op drink, want ek het vir 2 weke alkoholvergiftiging gehad, en dis waar ek net besef het, dit moet nie wees nie, ja. Okay. So, ek bedoel, dis vir my moeilik om te imagine dat daar regtig so baie seer en so baie wanorde en so baie wat noem mense dit? Dit is nie normaal vir 'n huishouding om so te gaan. Dit is nie normaal vir kinders om so groot te word nie. En tog is jy daardeur, jy en jou broer en jou sussie ook. Het jy ooit by 'n punt gekom waar jy gevoel het of Abba gevraagteken het oor hoekom ek? Het jy ooit by 'n punt gekom waar
jy weet 'n mens half selfbejammering of so, kan mens vinnig daarin verval as mens deur sulke drastiese omstandighede gaan. Ek glo jy kan, maar my ding is op daai oomblik het ek nie geweet dat Abba Vader bestaan nie. Ek het nie groot geword met hom in my huis nie en ek het gedink dit wat met my gebeur is normaal. Daar was nie ooit 'n vraag van maar hoekom gaan dinge sleg met my nie. Okay. Ek het altyd die positiewe gesien in alles wat gebeur, behalwe nou die mishandeling, maar die res van my lewe het ek altyd net die positief gesien en dit is toe ek my vrou ontmoet het ons 'n kleintyd genesingkamp gedoen waar ek vir die eerste keer gedeel het met hierdie goeters, wat ek actually moes vergewe en vryspreek en die goed weer aanraak en besef maar dit wat gebeur het was nie normaal nie, want vir my was dit altyd net normaal. En dis op die kleintydkamp, dis net voor ons behoutereis gekom het, waar ek my hart vir die Here gegee het en besef het wat hy eintlik in my lewe gedoen het, hoe het hy my gedra, my beskerm en dit is tyd toe ek nie eens geweet het hy bestaan nie. Ek het nie eens geweet daar is iets soos 'n God nie. Ja, amazing. En ja, so dis toe ek my hart vir hom gee, toe besef ek eintlik net eers wat actually met my gebeur het was abnormaal, wat jou toegevou het. En Albert, was daar ooit in die tydperk wat jy deurgegaan het waar die trauma en die mishandeling en die dysfunksionaliteit plaasgevind het, jy ooit gevoel of het jy ooit gedink om uit te reik na 'n onderwyser of 'n persoon wat jy dalk vertrou het? Was daar so 'n persoon so 'n rol vertolk het in jou lewe? Nee, nie regtig nie. Die ding is en is actually vandag nog so dat omdat ek groot geword het in die omstandighede, ons was in die kinderhuis, was ons 16 kinders in huis gewees, so daar was nooit aandag aan net een persoon gegee nie. So ek het groot geword met alles wat gebeur, hou ek binne my, so ek het nooit regtig gepraat met iemand of gesond geword, weet om dit daarmee te deel. Ja, so vir my vandag nog, my ma mou omdat ek te min by haar gaan kuier, maar ek voel nie daai, hoe kan ek sê, dat ek nodig het om te gaan, want ek het groot geword alleen, so ek kan alleen klaarkom. Ek verstaan. En omdat ek ook sonder 'n pa groot geword het, was dit vir my moeilik om Abba Vader as 'n pa-figuur te sien, want ek het nie daai ervaring nie. So ek kan verlang op my eie wees en dit pla my nie, want ek het so groot geword. En as jy voel jy dat dit wat jy deur moes maak wel nodig was vir jou om voor te berei om dalk 'n rol in kinders wat dalk dieselfde omstandighede deurgaan te bemoedig of dalk 'n hulp vir hulle te wees? Ek glo dis definitief so. Die woord sê duidelik dat daar gebeur niks met jou wat Abba Vader nie 'n doel voor het en 'n plan voor het nie. En so ek glo en vertrou dat wat ook al gebeur het met my is daar om te getuig vir ander kinders en die ding is selfs soos met die tattoos wat ek het dit gekry toe ek sê altyd toe ek jonk, dom en onervare was, want gedink daai tyd is dit cool om te rook en tattoos te hê. En vir my gaan dit oor as Abba my stuur na iemand toe wat tattoos opsit, as ek nie het nie, kan ek nie vir hom sê wat jy doen is verkeerd nie, want hy gaan vir my sê maar wat weet jy? Maar ek wat self tattoos het na iemand toe gaan en sê luister, ek het dit gedoen, maar dit is verkeerd en dis as gevolg van die rede is die kans groter en beter dat hy gaan luister en reageer daarop. En ek dink dis maar dieselfde met die trauma in jou lewe. Jy gaan dit deur, want wanneer jy gaan getuig vir iemand of iemand bystaan, dan weet hulle jy die ervaring, jy's daardeur en jy het medelee met wat jy sê. Jy sê dit nie net sonder gevoel nie. En ek dink dit is 'n groot rede en die woord sê dat Abba gaan niks oor jou pad stuur wat jy nie kan hanteer nie. En so Abba het geweet, ek gaan dit kan hanteer en hy het geweet wat die doel vir my lewe is en daarom het hy my gebring tot op hierdie punt. As ek moet terugdink 5, 6, 10 jaar terug het ek nooit gedink dat ek hier voor sal sit enigsins en preek voor mense nie. Ek het op skool 0 gekry vir my praatjies, want ek het nie voor in die klas gestaan nie. As jy, ek sê ouetjie wat agter sit en uitskree en te kere gaan, en as jy vir my vorentoe roep, is ek tjoep stil. So,
En Abba, So hy kry absoluut al die eer hier. ja, dit hy is nie hy in ons kan jou self nie. gebruik waar hy wil en Ja. hy weet wat sy doel vir jou lewe Ja. en daarom gaan jy sal dit bereik as jy hom toelaat. Was wonderlik. Maar Albert, as jy nou die geleentheid kan hê om jong tieners, jong kinders te kan bemoedig met 'n kort boodskap, wat sou dit wees? Ek sal sê dat maak nie saak wat jy in jou lewe deurgaan en hoe moeilik jou situasie lyk of hoe down jy voel nie. Abba's altyd in beheer en hy gaan jou daardeur dra en jy moet hom net vertrou en toelaat om jou te help en dit kan hoe donker lyk, daar is altyd 'n positief in die situasie wat jy is. Soek die positiewe altyd uit en rig net jou oë op Abba want hy het 'n doel met alles wat jy deurgaan. Awesome. Ag baie dankie Albert. Ek is seker ja, in die tyd wat ons vandag inleef, is daar regtig baie jong mense en tieners wat deur goed gaan wat ons nie eers ek dink kan imagine nie, soos jou eie getuienis en ek glo deur die woord van jou getuienis is daar vandag kettinge wat breek en kinders wat dalk die vrymoedigheid het om met iemand te praat wat werklik sal omgee en 'n verskil gaan maak in hulle lewe. En so baie dankie dat jy so intieme gedeelte van jou verlede met ons gedeel het en mag dit mense daar buite bemoedig. Baie dankie. Dankie Elaine. Dan dink ek ons volgende gas, ek dink Hannes, sal jy ons dalk kom join en kom deel wat in jou lewe gebeur het. Baie dankie. Ja, wat 'n awesome tyd om dit te kan doen. Nou sê. Dankie Hannes, baie welkom. Dankie. Sal jy omgee om ons te kom vertel wat Abba in jou lewe gedoen het? Waaroor jy wil getuig vandag? Ja, is nogal interessant. As 'n mens kyk na mense opvoeding. Soms 'n bietjie nader. Ons het ek het in 'n baie goeie huis groot geword. Ek het 'n goeie vader en 'n goeie moeder gehad. Maar toe ons die huis verlaat het, ou maar in die wêreld ingegaan. En baie in die wêreld te doen gehad. En weet ek het my tyd op die myn begin. En ek het baie vinnig geklim in bestuursvlak in. En daar het 'n ouma geleer mense tale gepraat, nie Abba se taal nie. Ons het in tale gepraat wat regtig waar nie goed is nie. En jy het altyd gedink dis hoe jy die mense kry om werk te doen want dis al wat hulle verstaan. En weet jy, ek het baie jare van my lewe so gelewe, bietjie kerk gegaan. Ek was Sondag in die kerk. En dan Maandag as ek weer terug in die werk en when it goes like you cannot believe. En weet jy, ek het eendag 'n CD gekry van een van my verteenwoordigers af op daai stadium. En ek het die ding gesit en luister in die kar. En toe dink ek vir myself, yes, maar hierdie man praat van groot doop en weet ek het groot geword in die NG gemeente en ek is gedoop, ek het 'n doopseël en ek het al hierdie goeters. En toe ek hierdie CD luister van die man, toe dink ek vir myself, ek ken die Here, maar wanneer dit my pas. En ek het by die huis gekom en op daai stadium was ek geskei gewees. En ek en my vrou, nou my vrou, het ons het op daai stadium saam gebly. Ja, wat goed so 'n bietjie. Ek het vir haar CD gegee. En ek het vir haar gesê, luister hierdie dag. En weet jy, ons het elkeen op sy eie tyd besluit. Laat dis tyd om te draai. Dit wat daar gewys was, het gewys dat ek heeltemal van die pad af is. En weet jy, ek en my vrou het op dieselfde tyd, sy het na eie besluit geneem en ek het my besluit geneem. En ek het wel gesê, ek gaan groot gedoop word. En op daai stadium was ons in 'n gemeente daar in Doxedayo daar in die noorde. En weet jy, ons het gegaan so op dieselfde dag as ons gedoop.
Maar ek en my vrou het daai stadium het ons net saam gebly. Ons het saam 'n huis gekoop. Ek het 2 dogters en sy het 'n seun. En jy weet 'n ou het geglo om die regte manier jou kinders groot te maak. En jy het vir hulle altyd vertel wat hulle mag en wat hulle nie mag nie. En weet jy, dan stel jy nie die voorbeeld nie. Ja, ons leef dit nie altyd nie. En weet jy, ons is deur die doopbad en ek het uitgekom en ons het agter die kerk omgestap. En weet jy, is asof die Heilige Gees my net so aangeraak het. Ja. En ek het agter die kerk met haar gestop en ek het vir haar gesê, weet jy wat Bokka, wat ek en jy doen is verkeerd. Ek is nou aangeraak en is so duidelik vir my gesê, Hubert, dit wat jy doen is totaal verkeerd. Wie is jy om vir jou kinders te sê, julle moet dit doen? En wat doen Maar jy jy? leef dit nie. Ek lewe dit nie. Ja. Ek bly saam met 'n vrou. Ons het saam 'n huis gekoop. Ons leef af ons getroud is. Wie is ek om vir my dogters te sê, pas julle self op. Hou die manne dop, hou hulle weg en ek kyk na elke persoon. En weet jy, sy het vir my gesê, nou wat moet ons doen? Toe sê ek vir haar, daar's een van 2 dinge. Ouder ek trek uit, of ons trou. Toe vra sy my nou agter die kerk, nou vra jy my om jou te trou. Op daai manier. Op die manier. En weet julle, ek het vir haar gesê, ja, ek vra jou om te trou. Awesome. En toe sê sy vir my, maar nou wanneer? Nou, Toe sê ek vir haar, Vrydag. okay, awesome. Min tyd gewees. Kyk, sy het nie geweet wat gebeur nie. En, maar dit val my toe by, ons het 'n konferensie die Vrydag en die Saterdag. Ek sê toe van nie, ons kan nie. Maar Sondag volgende week. Ons is by die kerk, ek kan nou vir Jan gaan sien, en reël vir volgende Sondag na diens dan trou ons. En weet jy, dis so het gebeur het. Wonderlik. Maar ons het nog steeds wêreldse dinge gedoen. Ons het getrou. En kyk, my 2 dogters het pad gevat en hulle doodgeskrik en hulle het altyd gedink ek en hulle ma sal nog weer by mekaar kom, maar ja, dit het nie so gewerk nie. En toe ons het nou met hulle deel wat gebeur is, kyk, toe scatter hulle. Toe is dit 'n lang journey om te loop om die kinders te kry om te weet waaroor dit gaan. En ek het eendag, nou nog steeds, het ons gekerk en deur die week ons eie ding gedoen. Maar jy het gesê, ja, ek ken die Here. Maar ja, ons het nie 'n goeie lewe gelewe nie. En toe ek weer eendag, toe gaan ek met een van my verteenwoordigers en ook 'n staan vereniging, stap ons by een van haar kliënte in. En it's amazing. Ek het by die man se deur ingestap en dis die eerste keer wat ek hom ontmoet. Maar daar was so 'n konnektasie gewees. Dit was amazing gewees. Ons het ingestap, ek het hom gegroet en toe ek sy hand vat, is dit asof iets binne in my gebeur. En ons het daar gesit en praat oor Abba, soos wat ek met my gebroke kennis wat ek gehad het en dit wat hy geken het. En man, dit was amazing. Toe gee hy vir my 'n CD. En ek het weer eens die CD gery en luister. En ek het hom ook vir my vrou gegee. En sy het ook daar saam geluister en toe besef ons, weet jy wat, daar's baie groter dinge in Abba se woord as wat ons ooit ken. Ons het nooit geweet van die feeste nie. Ons was altyd, jy het geweet van God die Vader en God die Seun, jy het geweet daar's 'n Heilige Gees, maar niemand het jou in werklikheid vertel Ja, hoe dit geen werk nie. intimiteit of verhouding. Ja, jy het nie daai Ja. intieme verhouding gehad waar jy weet, jy het dinge net gedoen soos wat dit is en jy het gedink dit is die regte ding om te doen. En toe ons die serie luister, toe besef ons, daar's dieper dinge. En weet jy, ek dink dis waar my lewe toe ordentlik geraak word.
Want op daai stadium was Rolf nog by CFWC betrokke. En ons het ook in Pretoria gebly en hy het 'n klein groepie gehad by sy huis, maar wat eintlik nie 'n klein groepie was nie. Ons het gegroei na vreeslik baie mense toe. En ja, toe het ons die feeste geleer ken. Okay. En toe het ons regtig Abba se bediening genader. En beide ek en my vrou het toe aangesluit en ons het Imet begin doen. En dis waar ons pappa se woord geleer het. Awesome. En ja, toe het ons lewens heeltemal verander. Toe was dit nie meer Sondag by die kerk en die week is Heeltemal apart heeltemal van dit, apart. ja. Maar dit was 'n challenge want ek het gedrink. Ek was nou nie 'n groot drinker nie, maar ek het gedrink. Ek het nooit gerook nie, want ek dink almal het vir my gesê jy sal rook en ek dink is die sterkte van my wil het my net besluit Spiteful, ek gaan jou wys. ek sal nie rook nie. Jy kan nie vir my sê wat ek Ja, moet doen nie. ek hoor jou. Maar ek het drank kon ek vinnig los, dit was maklik. Maar ek het nooit geweet hoe gaan ek my kritaal los nie. Maar dit is my want dit was soos tweede natuur. Die mense met wie ek omgang gehad het, die kliënte waar jy mee werk is rowwe mense. En hulle praat tale, hulle praat Wêreld en doen wêreld. Hulle is big time in dit. En ek het eendag by Abba gekom en ek het op my knieë gaan sit en ek het vir die Here gesê, Papa, daar's alles, ek kan drank los, ek kan alles in my lewe los. Maar ek weet nie hoe gaan ek hierdie kritaal uit my uitkry nie, want dit is soos tweede natuur. Jy praat asof dit so moet wees. En weet jy, na daai gebed, het ek met mense beginne werk en ewe skielik praat ek normaal. Wonderlik. 'n Ding wat vir my die grootste in my lewe was om nie te vloek nie. En ek het nie geweet hoe ek dit gaan los nie, want dit was soos tweede natuur. Het die Here so by my kom wegvat. Sure. En weet jy, vandag werk ons met hoeveel mense. En elke persoon wat jy mee deel, wat in die wêreld is amazing, hoe Abba ons aangeraak het, my persoonlik aangeraak het. En my laat verander het in my lewe. En hoe ek vandag kan uitstap en by 'n persoon instap wat laf is in die wêreld. En met die manier wat jy die persoon hanteer. Die tweede, die derde besoek wat jy by hom doen. As hulle die woorde laat val, dan vra hulle jou om verskoning. Ag, dis wonderlik. Nou, dan verstaan ons, dit gaan nie oor my nie, dan sal ek ook net daar vir hom sê, jy moenie vir my om verskoning vra nie. Ek snes jy. En weet julle, dis wanneer die gedagte wisseling in 'n mens gaan. Ek stem. As when you get set apart. Waar jy nie meer dieselfde is as die wêreld nie. Absoluut. En Hannes, natuurlik is dit nou, weet ek dink jy's Abba se plan gewees. Jy was in hierdie rowwe industrie of in die industrie waar jy met mense te doen het wat weet baie rof voorkom en dalk kritaal en so gebruik. En hoe hy jou getransformeer het om in sy identiteit uit te gaan. So jy's nie uit die industrie uitgehaal nie. Jy's steeds binne in die industrie, maar jy het 'n totaal nuwe identiteit en totaal in hom en hy gebruik dit nou om mense in jou nabye weet waar jy te doen het, se lewens te verander. Dit is amazing. It's amazing. Wow. Wat amazing is, weet jy, as mens nader aan Abba lewe en jy begin regtig ken waaroor die woord gaan oor hoekom Abba sy feeste ingestel het. Weet ons is in die wêreld, ek het alles gedoen, ek bedoel, ek het Halloween gedoen, ek het Kersfees dik, ek het rooi blommetjies en alles op Valentines en elke liewe ding van dit gedoen. En weet jy, toe ons tot die besef kom wat ons in werklikheid doen, want weet jy wat ek agtergekom het in my lewe is, Satan ken my beter as wat ek myself ken.
Want elke flaw wat ek het in my lewe, hy het dit na my toe gebring. En hy weet presies hoe om my te trigger. En toe ek in die wêreld was, het dit my nooit geplan nie. Maar vanuit ons harte vir pappa gegee het, en die omdraai in ons lewe gekry het. Today you know. When you do something wrong, ek doen vandag nog vir dinge verkeerd. Ja, ons almal maak foute. Ek het 'n vreeslike humeur in my gehad. Dit was 'n werk om van my humeur ontslae te raak. Maar jy weet, daar's triggers wat jou trigger. Maar jy weet, Satan ken presies wat daai trigger is. Wat 'n knoppie om te druk, maar dis En hy weet hoe om dit te doen. Jy weet, toe ek verander, was dit maklik om te probeer, en jy weet, voorgee is baie maklik. Het is maklik om hier te kom sit en vir almal te wys, ag ek is oulik. Maar hier die binne is nie regtig so oulik. En dis wat ons moet weet, dis wanneer Satan ons vat, want hy vat ons daagliks. As jy jou hart vir pappa gee, dan werk Heilige Gees met jou. Absoluut. Die moment wat die misstap kom, is dit soos 'n handjie wat jou net vat, of jy kry net daai gevoel binne in jou, sjoe. And it's time to repent just weer en weer. Want dis wat ek geleer het. Ek moet dit nie los nie. Ja. Nie dink ek gaan vanaand daaroor bid nie. Ja. Ja, die oomblik wat Heilige Gees het op jou lê, Die repent moment en gaan. wat dit gebeur, dan moet ek die Here daar en dan om verskoning vra. Ja. Of ek nou tussen mense is, waar ook al, of ek ry in my voertuig. Ek was 'n road rager gewees, soos wat jy nie verstaan. En vandag kan ek daarby verbykom en dit pla my nie eens. Wow. Want dis hoe die Here met jou werk. Absoluut. Ag, dis awesome. Hannes, baie dankie. Ja, so jou getuienis is definitief spreek boekdele, en ek dink daar's regtig baie mense wat deur moontlike soortgelyke situasies gegaan het, ook 'n verlede gehad het en daai het moes kom. En ek dink wat deel vorm van hoe ons oorkom en hoe ons daai ou lewe agterlaat, is eintlik seker maar om basies te serf in self elke dag. Elke dag jou kruis neer te lê, of by Abba se kruis neer te lê en to die in self. Want is juist as gevolg van sy krag in ons wat ons dinge kan oorkom, en goed soos road rage, en die taal en so aan. So ja, dis amazing wat Abba doen deur jou. Weet jy wat groot en wat vir my absoluut wys is, hoe meer tyd jy met Abba spandeer, hoe meer tyd jy in sy woord indruk, hoe meer verander jy. Ja, jy word getransformeer en ons Hoe meer dra jy vrug wat anders is. Hoe meer skyn jy lig wat jy nooit gedoen het nie. awesome. En dan kom jy agter op die manier hoe jy dinge doen, dit verander. En dan kan jy dit wat jy altyd gedoen het agterlaat. En elke keer wanneer jy getrigger word, of dit deur las is, of dit deur geld is, of maak nie saak wat nie, die Here bring jou vinnig terug aarde toe ook. Hy laat niks verbygaan nie. So as jy jou hart in vir Abba gee in totaliteit, dan moet jy weet, as jy saam met pappa stap, hy gaan geen ding wat verkeerd is los nie. Ja, So dis hoekom jy getrigger word. ja. En as jy daarin dan om verskoning vra en repent omtrent dit, maar dan moet jy werk aan dat. Maar weet jy wat, dit is amazing. Ek weet ons is skoon gewas deur die bloed van die lam. Satan ken die bloed van die lam net so. En hy sal elke triek in die boek draai om vir die Here te kan sê, kyk wat maak hy. Hy is jou kind, maar kyk wat doen hy. En dit is wanneer jy moet repent en wys, jy gaan terug na Ek stem. waar jy val nie net in die wêreld weer terug. Nee, dis waar. En wanneer 'n mens wel doen, is dit daai vrymoedigheid wat ons kan hê om na 'n liefdevolle Vader terug te keer en te sê, Abba,
I surrender this, I leave this, and I ask you to take control. En yes, dankie, dit is eintlik so amazing om te weet ons het daai vrymoedigheid by 'n hemelse Vader wat soveel genade het vir elkeen van ons. As daar iets is in kort wat jy sal wil deel met iemand wat dalk lyk asof dit dieselfde pad stap as wat jy gestap het of die lewe lei wat jy gelei het. Is daar iets wat jy sou deel as jy die geleentheid het om nou so 'n persoon voor jou te kon sien en te kon bemoedig of om te probeer aanraai om Weet jy, dit is baie interessante vraagie daai, want weet jy, 'n mens moet tot inkeer kom. En elke persoon het 'n persoonlikheid. Niemand is presies dieselfde nie. Maar die grootste en die mees belangrikste is om inkeer te kom en Abba te leer ken. Want as jy Abba leer ken, verander jy. As jy dink jy kan met een voet in die wêreld staan en die ander voetjie by Abba staan en hom gebruik soos 'n wallet, wanneer jy wil betaal, dan haal jy jou wallet uit en jy vat geld en jy betaal. Dit werk nie. Dit kom tot by die besluit wat jy neem om waaragtig die God te leer ken, wat die skepper is van alles, wat ons geskape het. Ek dink wat vir my die diepste getref het in my lewe is Jeremia 1 vers 5. Waar God sê, I knew you before I formed you. I sanctified and I ordained you before you were born. En mense, daai versie. As jy na daai versie waaragtig gaan diep kan kyk, is dit 'n transformerende deel waar jy besef God is the creator. Absoluut. And we are a vessel in his hands. En dan verander jou lewe waaragtig. That's awesome. Dit is so waar. Dankie Hannes, dankie vir die vrymoedigheid wat jy gehad het om hierdie te deel en ek glo en bid self dat hierdie regtig 'n awesome bemoedigende woord sal wees vir iemand daar buite wat dalk nog vasgevang is in die wêreld en dalk nie eers besef hulle het 'n saligmaker nodig nie. En mag jy getuienis vir hulle bemoedigend wees daarvoor. Baie dankie. Dankie Hannes. Volgende dink ek, ja, Dylan, stap nader, kom sit hier by my en kom deel gerus saam met ons jou getuienis. Baie welkom Dylan. Dankie Elaine. Bekende gesig by ons boetie. Ja, gaan voort. Deel asseblief met ons wat Abba gedoen het in jou lewe. Dankie Elaine. Skus julle, my stem is bietjie sleg, maar ek word beter vinnig. So my getuienis begin in 2022. Dit was nog voor ek Hebreëus geleer het en die liefde daarvoor gekry het. Dit was eerste keer toe Roef gevra het ons moet Israel toe gaan. Okay. En dis waar ek het ontdek het op die Israel toer en ek dink vandat ek daar was het ek 'n deel van my hart daar agter gelos en ek het regtig 'n liefde gekry daarvoor. En van daar af toe ons terugkom is Suid-Afrika toe, het ek al hoe meer Hebreëus begin bestudeer en die woorde na gekyk en hou daarvan om tyd in die woord te spandeer en daai woorde net te ontvang van die Heilige Gees soos wat 'n mens dit oopgebreek kry van die Heilige Gees af. En so het dit 'n saadjie in my geplant om net dieper en dieper te delf in Hebreëus. Okay. So toe ons uitvind ons wil vir die tweede keer Israel toe gaan, het ek Solo Israel se musiek ontdek. Okay. En ek het so 'n liefde daarvoor gekry want ek het besef die diepte wat daar is in Hebreëus en ek bedoel Abba leer vir ons in die oorspronklike woord soveel meer detail. En die feit dat hulle dit worship en hoe suiwer dit is, het ek so liefde daarvoor gekry. En ek het 'n passie gekry daarvoor. En ek het hulle toe ge-email. Ek het actually nou gaan kyk op my foon. 2023 Junie, die 3de Junie het ek hulle ge-email, net voor ons toer. En ek vra hulle toe, kan ons daar kom kuier of net hulle ontmoet, tyd spandeer, omdat ons al so 'n bietjie tyd gespandeer het met die Hebreëus, vir ek nou altans. En
hulle sê toe vir my nee, hulle is ongelukkig in die buiteland, so hulle is in Israel nie, maar as hulle ooit Suid-Afrika toe kom, sal hulle my laat weet. Okay. En van daar af het ek hulle musiek so baie geluister. Ek dink Dionay en Tannie Bonita wat saam my werk sal kan getuig van hoeveel keer ons in die kantoor hulle musiek luister, want ek het net soveel liefde daarvoor. En ek weet nie hoe het ons uitgevind nie, maar in 2024 aan die begin van die jaar het ons op 'n manier uitgevind hulle kom Suid-Afrika toe. En ek en Gerrit en Tannie Michelle was Riversdal toe. En ek sê toe vir hulle, julle, ek het net hierdie hartsbegeerte om die manier hoe hulle mense bedien, net om hulle ook te bedien as hulle Suid-Afrika toe kom. En ek bid daaroor en Abba sê dit op my hart om net aan te bied, om te help. En al wat ek kon uitdink is om te sê, wel, ek sou graag net vir hulle 'n bussie wil ry. As hulle Kaap toe kom of Pretoria toe kom, hoe ook al sal ek graag hulle net wil rondry, van waar ook al hulle is. Ja. En so Tannie Michelle en Gerrit weet al van die begin af dat dit op my hart is. En eendag sit ek in die kantoor en ek kan nog presies onthou en ek kry boodskap van Roof en ek bel hom en hy sê, jy sal nie glo wie kom uit Christo nie. En ek sê toe vir hom, net nie sê dis Solo Israel nie. En hy sê toe, ja, dis hulle. En toe dog ek, wow, hoe Abba geweet het van die hartsbegeerte om hulle te wil ontmoet, na hulle wat Suid-Afrika toe kom en na my kerk toe kom, waar ons is. Ja. Toe besef ek, Abba, Sy hand hierin is hart en hy sien, hy luister na elke gebed, hy ken elke hartsbegeerte. En dit het ek nooit besef soos toe nou nie. En toe ons nou in gesprek kom met Tiaan, wat hulle toe nou reël, sê hy toe vir my, maar, of vra ons om toe nou, kan ek dan ook nou die bussie ry, dis op my hart, ek sal dit graag wil doen vir hulle, en hy sê toe, nee, hulle het reg gekom, dis nie nodig nie. Solank ek net seker maak, die klank by ons is uitgesort, is dit my gedeelte. En ek los dit by Abba se voete, en ek besef toe, ek sal so dankbaar wees, net om iets te kan bydra, so om die klank te kan doen, is vir my meer as genoeg. Ek hou daarvan om diensbaar te wees, dit is vir my genoeg. Okay. En ek bedoel, soveel mense wat naby my is, weet net die passie wat ek het vir Hebreëus, en hoekom 'n mens hulle sal wil bedien is, omdat hulle ook so naby aan Abba beweeg, en sy woord spreek en profeteer, en so dit is hoekom ek so dryf daarvoor het. En toe Tiaan hier kom preek, toe sê ek vir hom, maar ek het klaar met Solo ontmoet op Zoom, al ons goeders is uitgesort, ons klank gaan reg wees, en hy sê toe vir my, maar jy sal nie glo nie, by al die ander venues is daar nie iemand wat die klank reël of na kyk of enigiets nie, of niemand het ontmoet met Solo nie, is ek bereid om te help. Toe dog ek, wow. By elke liewe venue waar hulle in Suid-Afrika van. Ja, dit was nog voor dit. Hy het gevra sal ek kan help, en ek sê toe ja, ek sal al die reëlings tref met liefde. Toe weet ek, Abba maak 'n deur oop vir my om betrokke te raak, en toe besef ek, Jesus, Abba weet net soveel meer. Ek het iets in gedagte gehad, maar hy het baie meer in gedagte. En nie lank daarna nie, dit was in die week na hy gepreek het, toe stuur hy vir my boodskap en hy sê, Dylan, dankie dat jy help, waardeer dit so baie, sal jy omgee om die hele toer saam met ons te doen. Ag, wow. En dit is net trane gewees, want toe besef ek net, Abba stap so 'n journey saam met ons, en hy weet hoe graag ons, hy het geweet hoe graag ek wil bedien. Ja, ek ken jou hart, hy weet presies wat jy wou doen. My hart is om te bedien, en ek wil so graag betrokke wees, en hoe hy gevat het my idee om net te help bestuur, also kon ek die kleinste taakie doen, na uitnodiging om te sê, hoorie Dylan, ons sal jou sponsor om oral saam met ons te kom, ons wil jy met die toer saam met ons doen. Ag, wow. En dit het my net laat besef, soos, ek het gevra vir 'n suigstokkie sinema by Abba, as ek my metafoor kan gebruik, en Abba het vir my die hele sweetie fabriek gegee, om te sê, my kind, ek sien jou hart om te bedien, om te betrokke te wees, en wat vir my net so amazing was, is, op hierdie journey wat 'n mens stap, het ek baie vriende verloor, en mens spandeer baie meer tyd alleen, want jy het nie meer vriende wat saam met jou hierdie journey stap, op my ouderdom noodwendig nie, en
hoe ek op hierdie toer saam met hulle net soveel vriendskappe gebou het. Ja. En op die einde van die toer, hoe ek 3 uitnodigings gekry het van die mense in die span wat gesê het, asseblief kom Israel toe, ons sal jou host, jy kan by ons bly, Ja. en hoe hulle nog steeds kontak hou, en hoe Abba selfs geweet het, net hoe mense hartsbegeerte het om met mense ook met jou ouderdom te kan deel die Ja. woord, en hoe Abba hulle 'n deel gemaak het van my lewe is ook so amazing. Ja, dis fantasties. En ek dink, toe ek nou vir Albert ook geluister het, hoe Abba jou voorberei vir iets, en jy weet nie waarvoor dit is nie, so toe ek net by Houtkruis begin het, weer eens, ek sal baie meer agter 'n lesenaar wil sit as om hier te sit, en ek het toe net begin om te help met die klank, en ek het nooit besef, soos, wat is die doel, wat wil Abba met my maak, met die klank nie, maar ek het dit gelief om nog altyd te bedien en die klank te doen, en toe ek nou besef, Abba het my eintlik Voorberei vir wat hy vir jou- iets soos Ag, hierdie, wow. en toe besef ek, Abba is nog heeltyd aan die werk, Ja. nog sonder dat ek nog voor Self ek eers besef, ja. ja. Okay. So dis net 'n voorreg om te weet, as jy jou hart met Abba deel en diensbaar is, sien hy die kleinste goed raak, en sal hy jou so kom bedek met soveel liefde en met net soveel voorsiening, en hy weet presies wat jy nodig het, en ek dink dit is graag wat ek wil getuig. Awesome. Net hoe Abba deurgekom het, en daardie pure worship wat hulle gebring het my ook op hierdie journey, nog voor ek geweet het hulle kom, al 'n hartsbegeerte gegee om self te kan musiek begin maak. So ek het nog Sure. nooit instrumente gespeel nie. En laas jaar vir my verjaarsdag toe word ek gebless met 'n keyboard. Ja. En toe ek hoor hulle kom Suid-Afrika toe en Pretoria toe weet ek wel, dit is die journey waarop Abba my wil vat, is om instrumente kan speel, en keyboard te speel, en hulle het my geïnspireer. So toe was dit nou so groot voorreg om ook hulle te ontmoet en vir hulle te sê, dit wat julle doen inspireer soveel mense daar buite. Ja. En dit het my geïnspireer, iemand wat nog nooit eers 'n instrument op skool gevat het nie, na skool nog nooit eers instrumente gekyk het nie, om nou dit te begin speel. So ek kry nou elke week 'n klas, awesome. en ek is gebless met iemand wat my by die huis ontmoet en Ja. klasse gee op keyboard. So Ja. dis net so groot voorreg. Hoe Sure. Abba jou vooruitgaan. Ja. En ek dink net dit verg daai diensbaarheid en gehoorsaamheid en 'n hart wat wil bedien. Absoluut. En dan kom Abba en hy voorsien en hy bless. Ja, wat 'n wit broodjie. Nee, Ag, dis awesome, Dylan. Jy mag dit ja, soveel, ek dink jong mense, juist mense van jou ouderdom bemoedig met hoe goed Abba elkeen ken, en soos jy sê, dis daai, as jy jou hart aan hom oorlaat en vir hom sê you have it all, hoe hy jou in die kleinste klein dingetjies kom wys. I've always had you. ja, En ja. jy's altyd in my gedagtes, en ek wil jou bless want jy's my kind. Sure, dis Ja. amazing. Baie Ja. baie dankie. Nee, Jo. dis 'n voorreg. Ja, so Ja. om te dink die saadjie was geplant om te dink ek kan hulle gaan ontmoet en hier Kom bless Leo sommer in jou eie in my plek Area, ja. waar ek is. Ja, en ek kon sommer met hulle hele week spandeer. So dit Ja. wys net hoe Abba iets heeltemal onmoontlik kon doen. Ek bedoel net die kans vir hulle om by ons kerk te kon bedien was ook iets so amazing. So ja, dit is wat ek wou kom deel En vandag. sien dit is, ek dink dit kom daarop neer ook. Vader, soos wat hy jou ken, wil hy meer doen as wat ons ooit kan dink of vra. Nee? So, ag wow. Ja, mag dit nou vir elkeen van ons, dit ons my bemoedig. Ek weet nou nie of ek 'n instrument gaan doen nie. Ek sal dit los vir jou. Maar ja, mag dit elkeen wat dit ook hoor, ek dink veral jong mense, het soms 'n identiteitskrisis of gaan identiteitskrisisse deur, en hierdie is net weer eens 'n voorbeeld van hoe goed ons Vader vir ons is en hoe lief hy elkeen het. En om die kleinste detail van jou hart te ken en jou te kom bless in abundance. So dis awesome. Dankie Dylan. Dankie Elaine, dankie julle. Awesome. Mitchell, wil jy dalk by ons kom kuier, by my kom kuier? Dankie. Graag met ons kom deel wat Abba in jou lewe gedoen het. Ek weet nie van julle of daar iemand is wat nog nooit van Mitchell gehoor het nie, maar indien daar so 'n persoon is wat nie is hier vandag, Mitchell het 'n awesome getuienis wat ek nou seker is hy gaan deel. So Mitchell, ja, asseblief doen.
Baie dankie Elaine. Dis reg. Groet ek vir almal vanoggend in die naam van Abba. Wat 'n voorreg is dit vir my om hier te kan sit vandag. Aan die kant van die lewendes. Die rede hoekom ek so sê 18 jaar terug het ek aan die ander kant gewees op 'n Saterdag. Hierdie tyd van die oggend het jy my van my gekry eider in die gevangenis of ek het uitgekat van die drugs of dwelms verkoop. En so maar hier sit ek vandag Awesome. en ek kan vandag 'n smile op my gesig hê en iemand in die gesig kyk sonder Skaamte skaamte shame, ja. of ek kan nie sy mamma in die oë kyk want ons het haar kind gestaan in die hospitaal laat beland of whatever my dogter wat ons laat gaan prostitusie doen het op die strate en so en dit was die keuses wat ek begin te maak het. Maar wel voor dit, daar is mos altyd 'n gedeelte voor jy. Ja. Ek sê altyd jou lewe is in 3 gedeeltes. Is 'n gedeelte van jou kinderjare, dan is die gedeeltes van jou tienerjare waar jy die keuses begin te maak wanneer mamma en pappa mos nou nie om jou is en dan is jy mos nou tussen jou vriende, dan kom dit mos nou waar die peer pressure inkom. Wat gaan jy die regte besluit maak of gaan jy die verkeerde besluit maak? En ja, ek het groot geraak. My mamma het my verlaat toe ek 'n paar maande oud was. Weens my pa wat baie abusive was. My pa was gang member gewees. Soos ek groot geraak het ek uitbegin vind my pa is deel van die 26 gangs in die Weskaap. Was hy 'n trongbende en dit is die lewe wat hy gekies het. En deel van die keuse wat hy gemaak het, kon ek nie benefit. En as ek nou praat van benefit, dan praat ek ken nie die pa wat vir my gevat het skool toe my eerste dag. Wat ek ken nie die nie. Ek ken my ma wat my ouma was, as die een wat vir my groot gemaak het as haar eie kind. So ek het groot geraak by my ouma en my oupa. My ma het my verlaat. Weggegaan na haar eie familie toe en ek verstaan vandag hoekom sy dit gedoen het en so omdat sy bang was altyd vir my pa gewees. Ek kan 'n storie onthou een aand wat my auntie my vertel sit hulle by 'n vuur wat hulle gemaak het buite. Krak in 'n klein dorpie groot met die naam van Suurbrak in die Weskaap, 'n mooi pragtige dorp, hy lê so langs die berg en so 'n rivier wat so loop. Daardeur en in Suurbrak ken almal vir almal. En jou kind is my kind en my kind. Ek kan onthou altyd gruwelik gewees, stout gewees, mense se perde gaan steel, dan ry ons, ek en my vriende die perde en ook die beeste en so 'n dorpie was dit gewees. Maar ek het gesit as 'n baba op my ma se skoot. Sy en my pa het gedrink en my auntie het ook daar gesit en weet jy wat my pa gesê het, my pa het kwaad geraak en hy gryp vir my uit my ma se hand uit en hy gooi my in die vuur in. En terwyl ek amper toe sing nou heeltemal inval, toe gryp my auntie my en hierdie brandgedeelte op my been, hy was toe ek gebrand het toe ek 'n babatjie was. En so en ek het dit altyd niemand het my gesê nie, maar eendag te vertel toe ek groot ter geraak het, vra hoe ek nog nooit ek weet nie van die ou nie en toe het hulle my vertel wat gebeur het en so wel dit is substance wat dit gemaak het. Soos ek sê my pa het besluit hy gaan drink, hy gaan in gangs is en dit is maar die results van wanneer jy die verkeerde besluite maak. En so ek het skool begin te gaan op Suurbrak Primêr. Ons het baie swaar groot geraak in die klein dorpies. Daai is nou waar jou oupa en jou ouma het gaan werk op die plase en hulle het maar baie min betaal daai jare en so. En ek het my skoolloopbaan klaar gemaak op die primêre skool in standaard 6. En omdat ons my ouma nie kon bekostig om vir my verder te laat gaan hoërskool toe gaan nie, het ek was baie kwaad gewees daaroor want al my vriende kon gaan en my familie kon nie vir my en ek het 'n plan gemaak om daar uit te kom. En ek het myself ingeboek sonder dat my ouma weet het ek self geld gekry en
en my skoolfonds gaan Ingeskryf betaal. in jy het skool. Maar 2 maande toe begin ek nou te voel ek wil nie meer skool gaan nie en ek gebruik hierdie ding van swaar kry. Nou gebruik ek en ek sê vir my ouma, luister, ek gaan nie meer skool nie, maar ek gaan begin werk vir mamma en so. Dis is nie eens reg my kind. En ek het begin te werk op die plaas en so op 'n vroeë ouderdom van 17, 16 jaar oud, 17 het ek begin te werk. En ek het 'n oom, pa se broer, hy het nog nooit dwelms gebruik nie. Hy is 'n pastoor van jongs af. En hy het daai jare in die army gewees, Kaap toe getrek. Sy naam is Jakobus Nomdo, my pa se broer. En hy het vir my, hy's baie oor education. En hy was baie kwaad die dag toe hy terugkom kuier en hy hoor ek gaan nie skool nie. Skool verlaat, ja. Ja, en hy het vir my gevat en het gesê ek moet by hom gaan bly in die Kaap en sy vrou Pastor Erika. As die antie wat my uit die vuur uit. Ja, sy het vir my gevat amper so eie seun. Ja. In die Kaap gaan bly en ek het toe die geleentheid gekry, ek het 'n beurs gekry om te gaan levels doen. Hy's nou jou skool loopbaan op die college te doen. Okay. En ek het besluit ek wil 'n boilermaker begin te raak. En soos ek sê, wanneer jou familie nie om jou is, dan begin jy stout te raak. Toe begin ek dagga skelm te rook Elaine. En die dagga het gemaak dat ek baie fokus verloor en ek het besluit ek wil nie meer college toe gaan nie. En toe gaan ek terug na my dorpie toe Siebrag toe uit die Kaap uit en daar het dit begin waar ek nou besluit het ek gaan werk in hierdie plek. 'n Vriend van my het gesê hy het 'n werk waar ek saam met hom kan gaan werk. En toe ek in hierdie plek kom in Hermanus gaan by hy area Hermanus, die wat Hermanus ken. Toe het ek uitgevind die is perlemoen wat ons werk steel uit die see uit en so het ek begin te saam met die verkeerde vriende begin te hierdie goedes doen. Hierdie tipe werk het gemaak dat ek nooit weer teruggaan na my familie toe nie want die geld was baie geld betrokke en so en ek het in die gevangenis opgeëindig aan die einde van die dag en hierdie tipe werk is ook te doen met die gangs en in die gevangenis het ek omdat die gang wat ek buite mee was regeer ook in die gevangenis en so en ek het in die gevangenis gekom en toe moet ek nou deel raak van hierdie gang en ek het toe 28 bendelid geraak binne die gevangenis en toe ek uitgekom het weer die dag toe ek mos nou daai ou en so en vir 4 jaar was ek toe weg van my familie want hulle het nie geweet wat gaan aan wat is fout met hoe gaan dit saam met my en so en ek het gestuur. Want ek wil nie het hulle geweet jy was in die gevangenis? Nee, hulle het dit geweet nie. Ja, en want ek wil nie want my ouma en my oupa hulle is Christelike mense. Ja. Ek kom uit so 'n Christelike huis uit en so en my pa wat 'n 26 bende was daai stadium, maar hy weet ook nie sy seun is ook nou deel van 'n gang en so en Elaine, alles het net begin te donker raak vir my. Alles het begin toe dieper ek in hier. Bybel sê daar's 'n pad wat vir jou reg lyk. Alles was lekker in die begin. Geld was daar gewees, die goud was daar, die lekker karre ry en is net alles kwaai nie en die girls en die parties en kyk daarso elke weekend is amper gewees vir ons soos as 'n Kersfees. Was so en parties en en ek kon nou in 2003 het ek iemand geskiet daarso in hy plek en ek moet toe vlug vir die polisie en ek eindig op in die Kaapstad en toe ek deel weer van daai gang in die Kaap en my lewe gaan nog dieper slegter. Verkeerde kant toe. Verkeerde kant toe. Binne in hierdie goed in. Ja. En ek is daar betrokke in Kaapstad gewees in 'n geskietery. Toe ek daarvan vlug in 2004 terug na my toe daar nou nie 'n ander plek wat ek nou kan want die polisie soek my die enemies wat ons beklei het soek vir my en toe besluit ek enigste dorpie nou is nou terug na my familie toe want daar weet ek weet hulle gaan my nie soek daar nie. Toe ek terugkom in 2004 in Siebrag en toe as Siebrag toe ek nou al omtrent seker 4 jaar uit Siebrag uit gewees en ek is 'n heel different persoon nou. Mense was bly om my te sien, but my familie was nie die besluite wat ek gemaak het in the way ek lyk, my liggaam, ek het was nou uitgetrek en nou wes sien hulle kom klomp tattoos op my en die gang en toe my pa sien, hy's 'n 28
gang sign op my hand, toe raak hy mal. Want die 28 gangs is mos nou in 'n oorlog saam met die 26s en hy is 26. En hy sê vir my ek is sy seun nie en ek is sy enemy en almal en toe het ek aan my pastor hy pa en seun relationship was daar gewees en so en dit was nou net jy's my enemy en so het ek begin te my pa se Oost-Duitse relationship was so gewees en omdat hy nog gebly het by my ouma het ek gesê ek gaan bly nie huis is want ek is bang ek gaan iets maak aan my pa want my vriende wat 28 gangs is het gesê jou pa praat met jou soos hy wil en jy weet by ons werkgewer pa en sien jou pa gaan bom gaan uithaal en so en dit het besluit ek gaan maar uit die huis uit en so het ek begin te in dwelm smokkel en so. So dit het eintlik nog meer en meer erger geword nadat jy weer terug by die huis was. En in die 4 jaar toe het my plekke ook verander want daar toe ander gangs ook ingekom kom bly in die plek en hierdie gangs het mos nou 'n probleem gehad met my wat in die plek ingekom het en toe ek begin smokkel en hierdie nag het ek nooit geweet hulle het beplan om van my dood te maak daai nag en so en in die dans in die nagklub het ons ingegaan en hulle het soos 'n meste pangas en goed ingesmokkel in die klub en terwyl ons daar dans en ek kan nog onthou ek het laat die ouens tik gebruik 'n kristal met my vriende en so en ons het net lekker geparty ons het ons goed gelos weapons en so ek het nog 2 guns het ek laat kom for just in case goed gebeur dan het ek mos nou daai terwyl ons so dans stap ek so binne in hierdie klub in die dansligte gaan in en 1 2 3 wat ek my weer kom kry toe so op die grond en hulle gooi American vlag kom hulle sê 26 bendes en hulle glo mos aan American vlag hulle gooi dit boor my en terwyl ek al wat ek maak ek cover my nek en hou my laat hulle nie by my hart kom en ek voel net hoe gaan die meste in my in en die bloed vloei uit my uit en ek lê daar en ek weet is wat hy aan vir my die krag gegee het om daar op te staan. Ja, want ek wil juist nou by die punt kom waar was jou turning point? Wat het jou ek staan daar op. Ek het nog die prys, ek het nog die kristal met, hy het nog die prys gegee sê, seker die tik wat gemaak het, ek kon opgestaan. Nee, ek weet vandag, das van die meeste wat nie in my hart kon haal of in my nek. En belangrike organe. En hulle het gemol vir die belangrikste gedeelte en ek sê van op daar, ek hardloop uit by die danssaal in 'n donker gang hardloop en die duiwel minister in my gedagte, hy sê vir my, jy hou aan vir jou so ou. Kyk wat maak hulle met jou. Gaan haal hy 4 wapens en ek gaan haal haar die guns. Ek kom terug na die saal toe en ek begin te skiet op daai mense daai nag in 'n klein dorpie wat nog nooit sulke goed gebeur het nie. Skiet ek, maar gelukkig het daai lewendige bullets nie een van daai mense in die nagklub geraak nie. En ek kom uit 4 ure daarna surrender ek en ek gee die 4 wapens vir die polisie. En hulle kla my aan vir 11 poging tot moordsake in besit van 22 vuurwapens en toe op die system gaan die next week te sien hulle maar hulle soek vir my in Anhowe en toe se kom ter oor die 20 sake teen my. En die staat wil toe besluit hulle wil my 'n double life sentence gee in die gevangenis want ek het geen goal vir die buitelewe nie. En die community het ook petitions opgestel, hulle soekie vir daai man, daai klein kind van Anmyna. Ons soos my ouma se naam, ons soekie vir hom in ons community nie. Ons wil hom uitjag uit hierdie plek uit. En ek het gevoel soos Joseph in hy put was. Ja. Ek het so gevoel my eie community het vir my bestaan en so en ek het gevoel maar ek het kom besef die beste plek om in te wees is om in die put te wees. Ja. Want dis daar wat jy 'n ontmoeting maak met so Abba. Was daai toe nou tronk toe is, was dit jou omkeerpunt geweest? Is dit waar Abba jou gekry het en jy tot die einde van jouself wat gebeur? Die ondermagistraat het met my lawyer het gesê hulle gaan vir jou, jy gaan weg, jy gaan nooit weer, jy gaan oud as jy uit gevangenis uitkom. En ek het dit vir my familie gesê, julle moet maar afskeid kom neem as julle my soek kom besoek, want ek prepare myself vir die tronk. En in die tronk omdat ek was nou al klaar ou was,
like iemand wat ook gecontrole het in die gevangenis. Ek het worry in ek oor want ek was nie bang vir die tronk op hy stadium nie. En so en ek sê vir hulle julle moet maar nou verstaan julle moet maar nou afskeid Kom neem. groet my, ek is dit is Maar wat gaan wees. Okay. daar's in die dag was ek aktief in die gevangenis. Jy weet as ek nou praat van active gang goeders wat dwelms was verkoop, die gang operation van die gangs die 26, die 28, 27 ek was deel van daai operation in die gevangenis. So my mind was baie weg van my lewe verander. Okay. Maar Maar waar het gekom waar jy nou 'n ontmoeting het met Ja, almal? ek moet nou sê daar was twee tye in die aand en dan bid ek sag. Daar wat ek slaap ek sê Abba, sê Here is U die Jesus is wat my ouma hulle so elke oggend voorgebid het. As U regtig is, maak oop dat die tronk, dat ek nie hier in die plek bly nie. As U dit kan doen, dan gaan ek my lewe vir U gee. En weet die maande het verbygegaan. 'n jaar het verbygegaan, 'n jaar en 6 maande het verbygegaan en hierdie Vrydagoggend staan ek in die beskuldigde boks as ek by uitspraak hulle my skuldig bevind op van die 11 het hulle my 4 poging tot moord op die 4 polisiemanne. Ek het op die polisie ook geskiet dieselfde nag, klaar hulle my aan. Want die ander poging tot moordsaak het hulle uitgeskop want die getuienis het kom die mekaar praat. En hulle sê van ons klaar jou aan vir die onwettige vuurwapens en ons vir 4 poging tot moord. Hulle bringe double life bring hulle tot op 20 jaar. Omdat ek self gesurrender het, trek hulle nog 'n 8 jaar af. Hulle gee my 12 jaar, hulle skort 'n 7 jaar op, ek kry net 'n 5 jaar. Sure. En daai was my turning point. Okay. En dit wat ek vir Jesus gevra het, dit wat ek hom gevra het, daai aan het hy vir my gegee. Ja. En die Here maak die tronk se deure net so vir my oop. En ek stap uit die gevangenis uit, maar weet jy wat, ek was miskien 'n vry man, maar daar was een probleem. Ek was nog nie vry gewees van sonde af nie. Ja. Daai was die tafste gevangenis wat ek in kon gewees. Erger as wat jy Erger fisiese as van gevangenis. die gevangenis. Okay. En ek het geweet as ek in die gevangenis nog gaan bly van sonde, dan gaan dit weer die deur oopmaak vir hy gevangenis om weer terug te gaan. Ja. En so waar amper gebeur het, ek was uitgekom en my vriend die gang kom en hulle gee vir my weet dwelms. Hulle so bly dat ek buite is en so min ek het net 'n jaar gedoen van hy 5 jaar. Toe maak aber die tronk se deur oop. Ja. En hulle kom hulle gee my weet dwelms en ek begin weer te smokkel. Een nag toe word ek amper doodgemaak deur 12 mense. Hulle steek my ook met meste en so. En is daai aan wat Abba saam met my praat. Sê Abba jy het 'n belofte gemaak. Maar kyk wat doen jy? Okay. Die- Toe herinner jy jou weer terug, jy vat jou terug na daai Yes. wat jy gedoen het. En ek sê En hoe het jy toe nou dadelik besluit okay tot hier toe en die verder? Woensdag hulle het my aangerang die Saterdag nag. Die Sondag toe die ouens 'n meeting my gang broers toe sê hulle ons het uitgevind wie die ouens is. Ons gaan van ons nuwe soldate wat ons gemaak het gaan ons uithaal om van hulle ook dood te maak of whatever in die hospitaal te sit. Hulle sê hulle gaan weer die Woensdag kom met die laaste meeting en gaan dit mos nog gebeur die next week. Daai Woensdag ek kan nie verstaan nie, ek is net onrustig daai oggend. Daai oggend toe sien ek die komitees en my oom Pastor Nomdo en Pastor Erika kom. Hulle sê die gees van die Here het sê my auntie het vir haar wakker gemaak die vorige nag van my kom haal. Ek het nie nog baie gepraat, ek het my goed gepak en hy gegaan. karretjie geklim. Okay. Binne in 10 Challenge Rehabilitasiesentrum ingegaan en daar het ek vir Jesus ontmoet. Ag, awesome. En van daai dag af tot hierdie dag toe, Lewe jy 18 jaar. Ek vandag is ek 13 jaar getroud. Ek het 4 seuns en 1 pragtige dogter. My vrou is hier Sorsenel, my pragtige dogtertjie. Wat ek gehet het, ek het niks van hy gehet nie. Ja. En toe ek na Jesus toe stap. Toe gee hy alles daai amper soos in 'n package. Sê hy vir my luister man, hier is alles. Hier gee ek vir jou alles wat die wêreld nie vir jou kon gegee het nie. Ja. Gee ek vir jou. Ja. En vandag kan ek vir jou sê, ek het vir Abba gevra, wat is die rede hoekom ek deur almal hierdie journey gegaan het van gevangenis maar die Bybel sê 'n ware getuie dra krag. Absoluut. Hy maak Want keer jy het mens. dit deurgestap Dis wat- en nou kan jy getuig. Dit was nie by toeval Ja. dat goed soos hy Ja. soms gebeur dinge met ons wat getuienisse dra vir die Here. Ja. Dit moet so gewees het want hy sê hy wil ons gebruik. Maar daar's nog 'n Mitchell wat nou besig is met gangs. Maar ek gebruik jou om vir hulle te gaan sê
daar is 'n way uit. En die way uit is Jesus. Absoluut. En daai is wat ek so proud, so bly is, hoe ek is so honger vir siele wen. Ja. En daai is wat die duiwel doen. Ja. Toe ek in die gangs inkom, nou hierdie gangs, hulle noem dit die nommer, maar die nommer is eintlik die woord wat die duiwel gedraai het. En hy noem dit die nommer, is 'n tipe ding wat vir ons geleer word. Dit is amper soos wanneer ek na Abba toe kom, ek gee myself oor, ek bekeer my nou. Nou daai selfde, jy kom in die gang in, dan bekeer jy vir jou. En dan gee hulle vir jou die nommer. Hulle sê die is wat jy moet weet. Hulle teach jou. En dit is presies. Ons Bybel sê people perish because hulle leer net soos ons as Christene geleer word oor die woord, maar die woord te gebruik om siele te gaan wen. Dit is wat ek gedoen het toe ek die nommer kry, toe moet ek uitgaan en nog siele te gaan wen. Nog seuns gaan hulle en sê kyk jy, join die gang man. Join, en dit gebeur elke 24 hours, elke dag. As die duiwel besig om evangelism te doen, en maar op hierdie tipe way om jong seuns en dogters bymekaar te In die kry koninkryk van die duisternis in vir die feite. duisternis en so. En ek wil vandag vir iemand encourage wat Ja, nog in asseblief. gangs is vandag. Jy wat vandag my sien hierdie lewendige getuie op YouTube, Facebook, wherever. Ek wil vandag vir jou sê, gang, as jy nog in gangs is, hier is 'n ware getuie. Hier sit ek vandag 'n ware getuie. Daar is, al sê die gangnommer, alleen die gangnommer sê so, die laaste wet is, as jy in is, daar's no way uit die, hulle maak jou dood. Ek het ge-experience hoe word my eie gangbroers doodgemaak, omdat hulle wil uit. Hulle wil uit, maar hulle wil nie vir Jesus deel maak van hulle lewe. Nou dis waar dit inkom. Nou maak hy 'n room, nou kan die duiwel vir jou doodmaak en so. Maar hier, wanneer jy na Jesus toe kom, verstaan, man, die duiwel kan maar nou wat ry. Hulle wil vir my geskiet het terwyl ek eendag preek op 'n open air. Toe kom hulle, toe wil hulle my net skiet. Maar daai dag, die man wat my wil geskiet het, die leader verander sy lewe. Deur my van getuienis. Yeshua, ja. En net so wil die Here vir jou en vir my gebruik om 'n getuienis vir hom te wees, om uit te gaan in die strate, in die gevangenis, op hoërskole en vir iemand te sê as hoop, en die hoop is in Jesus. Jy hoef nie daar in 'n hoekie te gaan sit en jouself te bejammer nie. Man, al voel jy vandag, wat gaan ek vandag eet? Bybel sê moenie worry oor die dag van môre nie. Ja, Verstaan, en as hy vir die blomme in die veld en vir die voeltjies kan sorg, hoeveel meer vir Dit ons is nie. presies wat die Ja. Here vir 18 jaar vir my doen. Ja, ons het elke dag het ons nog challenges, maar ons hoop Ja. is in Jesus. Absoluut. Awesome. Mitchell, jene, wat 'n getuienis. En ek dink, ek bedoel, jy weet nou self, uit die plekke wat jy moes, of die pad wat jy moes stap en die plekke waar jy was, hoe vinnig, ek dink die jeug ook, as jy in verkeerde kringe inkom, hoe vinnig 'n mens se lewe kan spiral in die verkeerde rigting in, en hoe vinnig 'n mens vasgevang kan word in die dinge van die duisternis. En wat 'n getuienis om te weet, daar is 'n weg. Yeshua het vir ons daai weg kom gee om te sê, in my is daar vryheid, en jy kan 'n lewe nou is jy so 'n disipel en so on fire vir die koninkryk van die lig, en jou getuienis bemoedig en verander mense se lewens wat in dieselfde situasie gevang word. Ja, awesome. Mitchell, verskriklik dankie vir die deel in hierdie intieme verlede van jou en die detail daarin. Ons gee Abba absoluut al die eer. En ons is dankbaar vir wat jy doen vir die koninkryk en vir daai bereidwilligheid wat jy het om werklik disippels te maak en mense van uit die gate te gaan uithaal en hulle die lig te wys. Yes. Ag, awesome. Baie dankie, Mitchell. Oom Gerrit, ja, hy het dit verdien 'n hande klap. Ek wil graag vir oom Gerrit dan die geleentheid gee. Oom, ek weet nie of ons gaan tyd hê vir 'n lang getuienis nie. Gaan oom dalk vir ons wil oom nog steeds ietsie deel, wil oom net vir ons afsluit en dan maak ons dit 'n volgende keer, maar oom is welkom as oom nog steeds iets wil deel. Dit gaan alles oor Abba en die getuienis daarvan, so wag het. Nee, prys Abba. Dankie. Kyk, die wat aan die slaap was is nou wakker. Wat
wat doen mense na so getye? Ja, En, verseker. Ek wil ook nie, ek het ook 'n lang getye, maar my getye wil ek in net 'n gedeelte doen vandag. En ek wil eintlik ek is gevra vir oggend om my getye te lewer, want die een wat die wat sou ek kon dit nie vandag doen nie, so ek moes skielik dink wat wil Abba hê ek moet sê vandag. En dit is elkeen wat getye gelewer het 'n getye gegee van hy het die stem gehoor. En die stem is wat ons op reageer. En soos Mitchell ook gesê het, as jy eers die stem herken en ons moet weet, Abba is 'n werklikheid, maar is nie wat ons kan sien nie. En Yeshua het self ook gesê, dis onmoontlik om sonder die geloof Abba te behaag. En dit is wat het oor gaan. Om sy stem te herken is 'n proses. Dit kom nie net maklik nie. En elkeen van wat getye lewer in sy lewe het op 'n stadium 'n stem gehoor en hy weet nie waar dit vandaan kom nie. En dit is die onregverdige geveg wat die vyand vir ons gee. Hy opereer in die gees en dit wat ons nie kan sien nie. Maar ons is in die vlees. En ons weet ons vlees oorheers in ons lewe. En daarvoor ons kom. Want ons, as in die geloof wil lewe, dan moet ons die stem kan hoor. En dit is wat aan my gegee is in my lewe. En dit is die greep wat ek in my lewe wil 'n voorbeeld gee waar die stem van Abba, toe ek dit begin herken, het my lewe verander. My eintlike verhaal het al begin in 1988. En as jy die berekeninge maak en dan jy sien ek is baie ouer as wat julle dink, want ek was 36 gewees op 88. Maar ek het ook 'n baie maklike lewe gehad. Ek het 'n lieflike Christelike huis groot geword. En baie eng was my ouers gewees en ek het 'n maklike lewe gehad. Ek was die jongste van 4 kinders. En ek noem dit op 1988 het my lewe punt van die normale kerkgang verander in 'n soeke na die waarheid. En daar het ek vir die eerste maal besef dat dit wat ons ken as die geloof in die Almagtige is vir ons deur die waas wat die vyand oor ons oë trek. Daai sluier wat ons in lewe is die valse een. En ons het ons het nie die waarheid is so lank van ons weggeneem. En my studies het daar begin, maar ek wil fast forward na 2018, 30 jaar daarna. So ek was 66 toe 'n drastiese verandering in my lewe gekom het, nadat ek 'n goeie agtergrond gehad het van alles. Ek het Abba geken, maar ons weet daar's woord wat sê, Yeshua sê in die bergrede, wanneer julle my aanroep en sê dat julle het wonders in my naam gedoen en julle het al hierdie dinge gesê, Here,
Maar dan sê ek vir julle, ek ken julle nie, gaan weg agter my. Julle wat die ongeregtigheid najag. Julle ken nie my wil nie, want my wil is om die totale Torah en die hele verhaal van my te ken. En dit is wat in my lewe gebeur het. Ek het gedink ek ken hom. En ek was 'n baie suksesvolle besigheidsman al my lewe gewees. En in 1988 het daai draaipunt begin, maar selfs het ek nooit die stem van Abba duidelik gehoor nie. En in 2018 het of eintlik het 2016 begin. Ek het en my seun het 'n plot gekoop en op die plot het ons 2 huise gebou. En ek het geval op die plot in 2016. Net voor ek my huis klaar gebou het, ek het my huis self gebou daar. Dit was deel van my beroep ook gewees. En ek het 'n week later het ek verlam geword. En ek het nie verstaan wat dit is nie. En ek het maar so aangegaan en ek was besig met 2 groot kontrakte. Wat my laaste groot kontrakte was op daai stadium. En hier kan ek dit nie bykom nie. Ek is besig om verlam te raak en ek kan nie doen wat ek moet doen nie. En ek verloor 2, ek moes dit afskryf omdat dit nie daarby kon uitkom nie. En direk daarna trek ek ons in. Dit was Oktober maand 2016. Ek en my vrou, my kinders is lankal in die huis uit. En die 28ste Januarie 2017 is my vrou in vreeslike pyn en ons jaag met haar 'n kliniek toe en in daai nag, deur die nag is sy hospitaal toe in Centurion in Unitas en daar word sy Diagnoseer. Ekskuus. Sy word gediagnoseer met kanker. Sjoe. En en alles en alles val uitmekaar uit, begin uitmekaar uitval. Ek is half verlam. Ek het verloor my kontrakte. Ons is 'n rep en roer. My 2 skoondogters is by ons, al my kinders en my 2 seuns, en ons probeer kyk wat ons kan doen. En daai nag toe besluit hulle nee, hulle kan haar nie opneem nie. En ek moet R30,000 neersit dadelik, wat ek nie op daai stadium kon gehad het nie. En ons is met haar na Steve Biko toe. Dit was 'n Vrydag aand. Ons werk daar so en die Maandag vind ons uit ons kan hulle dokters gereël vir haar en sy kan 'n operasie die Dinsdag kry. Wat ongehoord is. En sy word die Dinsdag geopereer en hulle word 'n groot gedeelte van haar of al haar vroulede word verwyder en al die massa daarin. Maar dit was die begin van die einde en sy het 4 maande later is oorlede. Ja. En in die proses is my mediese fonds uitgewis en ek myself moet behandeling kry vir die toestand wat ek is nog steeds verklag ook het. En dit alles my besigheid te gronde gaan. My vrou is oorlede. Ek is in hierdie
hierdie put van donker put. En dit is dieselfde put wat ons wat Michel so mooi beskryf het, en ons weet is dieselfde put van wat Josef ook in was. En daar's 'n gesegde wat ek herinner wat genoem word die put. En hulle sê dit is daar where the prophets are in training. En dit is waar dit begin, prophets of pastors in training is. En dit is dieselfde put wat 'n ou moet loop as jou lewe tot niet gaan. En ek het toe by my seun in gebly en ek het behandeling gekry in Steve Biko en op daai stadium het dit baie swaar in my lewe gegaan. Ek moes dinge verwerk. Hoekom gebeur dit met my? Ek is mos 'n goeie Christen. En Abba sê vir my een nag nadat ek my kussing nat gehuil het. Kyk, ek was 66 jaar oud en al die dinge gebeur met my nou en ek sê vir Abba, ek kan dit nie meer vat nie. En vir die eerste maal hoor ek daai lied I'm your provider. Awesome. En dit het my lewe daai aand verander. En ek het my seun het toe sy besigheid waar hy mee besig was, het hy bedank en hy het in my besigheid my gehelp om kyk of ons dit kan red. En ek het bedags op stadiums wanneer ek nie kan saamgaan nie, het ek maar daar by hom in die huis gebly en ek het deur die boekrak gegaan en ek kry daar 'n DVD van 'n pastoor in Amerika, David Asscherick. En hy het daar verduidelik hoe hy tot bekering gekom het op 21-jarige ouderdom. En hy was van die 7-dagse Adventiste en ons weet die 7-dagse Adventiste hou die Shabbat. En dit het my ontsettend aangegryp oor hy die DVD gaan oor die verhaal van die beeld van Nebukadneser wat hy gesien het, wat Daniël toe uitgelê het, soos Abba aan hom verduidelik het wat dit alles beteken. En daar het my lewe totaal en al verander en my sienswyse oor alles. En ek het daar begin studeer dag en nag. En my vertroosting het uit daai ook, want wat dit uitbeeld, die beeld van Nebukadneser is die geskiedenis van Babylon af, regdeur tot aan die einde van tye wat ons in lewe op die oomblik. En ek het 'n seminaar begin bywoon wat die 7-dagse Adventiste in Magalieskryn hulle of Magaliesig gemeente aangebied het. En dit het my net so aangegryp oor die eindtye, die verbintenis teen Daniël en die geskiedenis in soos dit uitgebeeld word in Openbaring en die konnektasies daar. En dit was vir my ontsettend interessant geweest en ek het my lewe toegewy net aan studie in die eskatologie. En in dit het ek vir Abba gevra, ek wil verder studeer en hy het gesê, hy sal vir my van nou af leer. En so het dit aangegaan en op daai stadium, ons plot wat hier in Swawelpoort is, naweek ek kom ek daar hiernatoe en in die week is ek by my seun hulle in Bonnekort gebly het. En ek vra toe vir die gemeente
in Magaliesig, skus tog, in Magaliesig vra ek of daar ander gemeentes ook is van, hulle sê ja, in Swawelpoort is daar 'n gemeente in 'n kerksaal, in 'n skoolsaal is daar 'n gemeente, en die gemeente is 'n satellietstasie van hulle. En ek sê waar, want ek bly, my plot is in Swawelpoort. En hulle bedui my, en ek gaan vir die eerste maal na op 'n Sabbat daar en die eerste dag. Maar ek moet net so 'n tree teruggee. Dit het nou al ingegaan in 2018 en waar in die laaste dag van 2017 en ek en my swaar besluit ons gaan, ek sal saam met hom gaan en die volgende dag, wat die eerste dag van 2018 is, nuwe jaar, sal ek saam met hom gaan spandeer saam by sy dogter en ons sal die dag daar deurbring. En daai dag toe besluit, toe sê Abba vir my, ek moet my dae van rou afsluit, want hy het werk vir my. En ek sê vir Abba, ek weet nie hoe om dit te doen nie, maar as dit so is, dis reg met my, 2018, en toe besluit hy vir my, dat ek vir hom moet begin werk, en ek moet my voorberei vir wat kom. Awesome. En ons weet toe, 2018 is waar ek toe die eerste maal gegaan het, toe sê ek vir hom, as dit so is, dan wil ek dit nie alleen doen nie, ek het weer 'n maat nodig om dit te doen. En hy sê, goed, ek sal vir my maat gee, maar volgens sy reëls, en ek sal dit moet doen, soos hy dit vir my voorskryf. En dit is hoe ek by die Sevendagse Adventiste uitgekom het, en daar het ek vir Bets ontmoet. En de rest is history. Nee, ek grap. En dis 'n ander verhaal wat ek nie nou wil vertel nie. Ja, Want vang ons bietjie. Abba het vir my gesê ek moet my fokus rig op die tema, hoe hoor jy Abba se stem? En in 2018 het ek gereeld saamgegaan na Shabbat, om haar natuurlik te leer ken en te ontmoet, en ons het daar so te deel van geword van die Shabbat bediening van daai gemeente. En aan die einde van die jaar 2018 toe sê Abba vir my, toe sê hulle, almal wat nuut is in daai gemeente moet 'n geleentheid kry ook om hulle getuienis af te lê. En ons weet hoe belangrik is getuienisse, en vandag is so 'n dag om getuienis af te lewer. En ek sê toe vir Abba, ek het nie idee wat ek moet sê nie. En hy sê, wat het jaar is dit? Ek sê, dis 2018. En hy sê vir my, wat het in 2018, of 500 jaar voor dit gebeur? Ek sê, ek het nie idee nie. En hy sê, gaan doen navraag. En dit is presies 500 jaar na die reformatie, waar die 95 stellings teen die Wittenbergse aangebring is deur Martin Luther. 500 jaar daarna die revolusie begin. Die reformatie van die revolusie daai. En ek dacht toe, nee, ek sal dit as 'n tema gebruik, en hoe moet ek dit doen? En dit is toe, maar ek begin sy stem leer ken. En hy sê vir my, doen jy dieselfde? En ek moet, ek sê, wat sal ek sê? Hy sê, gaan sê vir die kerk van die dag.
En dit is vir almal in die wêreld, is dit die boodskap. Gaan jy net en slaan as 'n voorbeeld van waar ons in lewe gaan, slaan jy net 2 besware teen die kerk deur daar as 'n simboliese taak wat jy moet doen. En ek sê, wat sal ek sê? Hy sê, die reformatie het gestagneer, die kerk het nie gedoen wat hulle moes doen nie. En die tweede een is, julle het my naam vergeet. Dag. Ek sê vir, maar as ek daarmee moet afsluit, dan wil ek die laaste een wees, dat ek kan vinnig klaarpraat en uitkom en wegkom hierso, is 'n gemeente. Hoe sê jy as 'n nuweling dit voor 'n gemeente en daar's nie konsekwensies wat gaan gebeur, daar gaan nie nagevolge wees wat jy sê nie. En ek gaan die dag, dis die einde van die jaar 2018, 30 jaar nadat hy vir my geroep het. En ek gaan daai oggend en ek sweet en ek bring my gedeelte wat ek aflewer. En daar is ook 'n klompie, ek kan nie onthou wie ons was nie, en ek is die laaste een wat geroep word, en ek lewer my getuienis hoe ek haar eintlik ontmoet het en hoe ek op daai stadium gekom het. En ek sê, maar ek het opdrag gekry om my 2 stellings teen die deur gaan vaslaan, want dit is 500 jaar na die reformatie, en ek gaan, en simbolies vat ek, en ek slaan teen die deur van die houdeur van daai saal, slaan ek vas, en die mense kyk my so aan. Wie is hierdie persoon wat Kensman wat nou hier ja, doen? helemaal van sy koekoes. En maar ek gee nie om nie, ek het die stem Gehoorsaam, gehoor, ja. en dit is wat my boodskap is vandag. Reageer wanneer die stem na jou toe kom, Abba se stem, en hy gee vir jou opdrag om te doen. En ek gaan, en ek slaan, en ek sê, die kerk van die wêreld, die reformatie het begin, en het nie deurgevoer geword nie. En tweedens, ons het sy naam vergeet. En ek gaan loopbank en ek gaan sit daar. En dit is stil, nie eens sê 'n woord nie. En 2 jong manne spring op. En hulle begin net jubel en hande klap en daar is dit die einde van die gesprek, en ons is uit, en die 2 kom na my toe, wildvreemde seuns, en hulle sê, dis presies wat hulle wou hoor. Sjoe. Hoe awesome. Om die stem te gehoorsaam. En dit is ons boodskap. Ja. Wanneer die stem na jou toe kom, moet jy reageer. En my boodskap is, hoe erken ons Abba se stem? Ons vergelyk hom aan die woord wat vir ons opgeteken is. Absoluut. Want wat is die woord van die begin tot die einde? Is 'n getuienis van om Yeshua te erken van dag 1 af. En ons is deur die sluier wat oor ons gegooi word, en het ons vergeet om die stem te erken en soos selfs het dit begin in die tuin van Eden, toe die slang daai sluier oor Adam en Hawa se oë getrek het. En in Genesis 3 vers 15 sê daar sal vyandskap wees in jou saad en haar saad. En dit is wat ons nog besig is om te beveg.
En Absoluut. dis my boodskap. Sure, Wanneer dankie, oom. daar 'n stem hoor, vergelyk dit aan die skrif, aan die getuienisse wat reg deur die geskiedenis vir ons gegee word. Absoluut. Sjoe, baie dankie oom. Ja, julle, wow, wat 'n oggend. Nee, oom, moet nog nie afsit nie. Ek wil elkeen net eers gaan bedank. Dankie dat julle die moed gehad het en die vrymoedigheid gehad het om vanoggend julle stem te laat tel en julle getuienis te deel met die wêreld en ek glo daar's 'n doel met elkeen se boodskap gewees en ek glo daar's spesifieke mense wat hierdie woord gaan hoor en hierdie getuienisse gaan hoor en vrygemaak gaan word. En mag dit elkeen net bless soos wat dit ons gebless het. So baie dankie aan elkeen van julle wat kom deel het en dan wil ek graag sommer net vir oom vra om ons af te sluit hierdie wonderlike oggend. Ek wil net vir elkeen roep om hier by ons te kom bystaan. Ja, seker. Dat ons die seën van Abba oor julle bid. Albert en Mitchell en Dylan. En dis waar dit oor gaan. Ons weet dat dit is 'n gedeelte wat Rolf so gereeld vir ons laat aanhaal en dis die geskiedenis wat eindig en ons weet die tye wat ons in leef is die eindtyd en in Openbaring die laaste boek hoofstuk 12 vers 11 sê daar, deur die bloed van die lam en die getuienis van die gelowiges, wie ons is, so sal ons die vyand oorwin. Absoluut. En daarmee wil ek afsluit en my gebed is vir elkeen van ons dan, wat dit aanhoor, waar ook al hierdie uitsending gaan in die eter van die heelal in. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag en dat U 'n nuwe ding begin het, sodat ons getuienisse voor U kan lewer. En ons weet dat van die vroegste tye af het U hierdie dinge bepaal vir ons, want dan soos ook dan deur Shaul Paulus vir ons gegee is en sê al hierdie dinge is opgeteken vir ons sodat ons daardeur kan leer. Die hele skrif is daar vir ons om uitlering en dit is teregwysings vir ons wat aan wie die einde van tye gekom het. En hoeveel te meer is dit vir ons in ons tydperk van krag. Ons wat aan die einde van tye gekom het, werklik, want ons sien dit rondom ons. En soveel profete het gesmag om dit te beleef en dis in ons tyd wat die werklikheid gaan gebeur. Alles dui om dit dat ons getuienisse sal seëvier in die wêreld, in hierdie donker wêreld. En die majesteit, ons weet dat soos ons voor die groot rivier die rivier wat ons moet oorsteek na die nuwe begin, na die beloofde land toe. So was dit ook dan die getuienis van 2 wat daar die dag gestaan het toe Moshe vir hulle die voorbeelde voorgelees het en net 2 het daai tydperk kon bereik. En hulle getuienis het hulle laat gekies word om die beloofde land te kan intrek. Dit was Joshua en Caleb. Toe hulle in die beloofde land ingestuur was om te gaan bespied dit wat Abba vir hulle gegee het om te doen. En hulle het uitgekom en hulle het self ook die reuse teëgekom en gesien hoe die reuse hulle land beset het wat vir hulle gegee was. Maar net hulle 2 was bereid om uit te kom
En die majesteit, so sal die reëse wees altyd in ons lewens. En as ons bereid is om teen die reëse te veg, want ons sal oorwin. Want laat ons nie afgeskrik word deur die reëse nie. Want daar was 'n seun gewees, jonger as wat 'n Dylan is vandag nog. En hy het opgestaan en hulle wou vir hom die wapenrusting van die mense laat aantrek. Maar hy wou net nie aantrek nie, want hy het gesê dis te swaar en dit is nie die geveg nie. Die geveg is nie met in die vlees nie. Maar hy het gegaan en het gaan staan en het die reus gaan trotseer. En hy het 5 klippies gaan haal. 5 getuienis is vandag gelewer. En 1 klip was genoeg. En hy het gestaan, 'n jong seun, 1, en hy het die reus vernietig met die woord van God alleen. En die majesteit, so staan ons vandag net met die woord alleen. En dat David, die geliefde, dis wat sy naam beteken, David, die geliefde, my beloved, en hy het oorwin. Mag ons dan so staan vandag in ons getuiene, want ons sal alleenlik deur die bloed van Messias en ons getuie, so oorwin ons die vyand, die reëse in ons lewe. En wat is die reëse? Dis maar net 'n opgeblaaste. En ons 5 getuienisse, ons 5 klippies, die ander 4 was vir die ander broers van Goliat bedoel. Indien hulle net sou naderkom, dan was hulle ook gesneuwel, maar hulle het gevlug. 1 klip was genoeg. En ons weet, is dit nie die klip wat die beeld van Nebukadneser vernietig het nie? Want so sê Yeshua dan ook vir ons. Uit die berg uit het 'n klip losgegaan en hy het hierdie beeld vernietig. En die klip het die koninkryk van die Allerhoogste geword, Yeshua Mashiach. So sluit ek dan af vandag. Wie is ons klip in ons lewe? Ons getuie is Yeshua. Laat dit dan so wees in ons getuie in die bloed van Messias. In U naam alleen bid ons, Yeshua. Amen en amen. Amen. Baie dankie julle, dankie oom. Julle moet 'n wonderlike geseënde week hê. Shabbat Shalom. Shabbat